Die DA in die konstitusionele hof oor die minister van Finansies alleen mag om die BTW-koers vas te stel, sê Suid-Afrikaners in Nepal vermis en Wildernis Soek en Redding simuleer 'n reddingspoging met die kabelkar by Tafelberg. Goeiemiddag, dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans op hierdie donderdag. Ek is Esmerie Eysel, jy's baie welkom. Die DA was vandag in die konstitusionele hof vir 'n aansoek wat geskoei is op die alleenmag van die minister van Finansies in die vasstelling van die BTW-koers. Die party wil deur middel van die hofsaak onder meer wetgewing wysig. Hulle voer aan dat enige verandering aan die BTW-koers eers deur 'n behoorlike wetgewende proses moet gaan. So ons is vandag hier om vir die konstitusionele hof te vra om seker te maak dat daai belastingwet wat uit 1991 uitkom verander word, sodat dit moet sê die parlement moet die enigste, en dit is ook hoe die grondwet lees, dit moet die parlement moet die enigste entiteit wees wat die vermoë het om belasting wat BTW insluit op of af te sit. Want op die einde van die dag is die lede van die parlement die mense wat uit die bevolking uit Suid-Afrika verkies is om hulle te verteenwoordig. En as die parlement besluit dat belasting moet nie opgaan nie, dat die BTW moet nie opgaan nie, dan moet die minister nie in 'n posisie wees, soos wat hy nou was, om net te kan besluit, hy gaan sy diskresie gebruik en hy gaan BTW opsit nie. Suid-Afrika het sedert Januarie vanjaar 3462 laboratoriumbevestigde maselsgevalle aangeteken, met uitbrekings in onder meer die Wes-Kaap, Vrystaat, KwaZulu-Natal en Noord-Kaap. Die departement van gesondheid sê 70,9% van die gevalle is kinders tussen 1 en 14 jaar oud, te midde van 'n kommerwekkende daling in immuniseringsvlakke. Die aantal babas onder 1 jaar wat geen inentings ontvang nie, het tussen 2017 en die eerste 4 maande van vanjaar van 12,1% tot 36,3% gestyg. Die departement waarsku dat lae inentingsvlakke ook ander voorkombare siektes, waaronder polio, witseerkeel, kinkoes en Duitse masels, laat toeneem. 50 eiers van 'n vermoedelik bedreigde papegaai-spesie is by die OR Tambo Internasionale Lughawe in Johannesburg onderskep. 'n 50-jarige Thaise burger is in hegtenis geneem nadat die eiers glo in 'n tuisgemaakte broeisak as handbagasie die land ingebring is. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing sê verskeie van die eiers het reeds uitgebroei. Die kuikens word nou intensief by die Nasionale Dieretuin in Pretoria versorg om hul kanse op oorlewing te verbeter. Die verdagte kan, indien hy skuldig bevind word, met tot 10 miljoen rand beboet word of tot 10 jaar tronk toe gestuur word. Nepal se toerismeraad het bevestig dat daar 6 Suid-Afrikaners is van wie daar geen nuus is nie, nadat vratsvloede en modderstortings dele van Nepal en Tibet getref het. 'n Reuse modder- en rotsstorting in 'n rivier in die Himalaya gebied het tot die oorstromings gelei. Bykans 1500 mense, onder wie sowat 800 buitelanders word vermis. Minstens 165 mense is dood en die Nepalese polisie waarsku dat die dodetal verder kan styg. Reddingswerkers in Nepal werk onverpoos om na oorlewendes te soek en met helikopters noodvoorrade af te gooi. Meer as 5000 soldate en polisiebeamptes is by die soek- en reddingsoperasie betrokke. En Wildernis Soek en Redding, die WSAR, het 'n gesimuleerde reddingsoefening met 'n kabelkar by Tafelberg uitgevoer. Die oefening, in samewerking met die Tafelberg Kabelspoormaatskappy, is daarop gemik om reddingswerkers voor te berei vir noodgevalle in moeilike bergtoestande. Die WSAR sê daar was die afgelope 26 jaar nagenoeg 150 aangemelde gevalle waar die kabelkar vir reddingsoperasies gebruik is.
Die spesifieke reddingstegniek word egter net ongeveer 1 of 2 keer per jaar gebruik. Die organisasie sê die oefening help veral om jonger en minder ervare spanlede met die tegniek vertroud te maak. Dit is 'n hoë noot en is ook tyd om te groet. Baie dankie vir die saamkyk. Ons maak môre op die Vrydag weer so.